Welkom by dag 1 van week 1 van Elkeen Bereik 1 Veldtog. As Dogse Duie is ons 'n familie op 'n missie met geloof in ons harte om mense wat geestelik verlore is te bereik. En daarom het ons 'n baie sterk fokus hierdie jaar om elke persoon in ons gemeente uit te daag om ten minste een persoon te bereik vir Jesus hierdie jaar. Ek weet, wanneer ons hieroor begin praat, dan kan baie mense angstig word, want hulle voel nie bemagtig om dit te doen nie. Maar daarom wil ek jou juis uitnooi om saam met ons te kuier vir die volgende 3 weke. Nie net om jou aan te moedig nie, maar ook om jou te bemagtig. Nou, ek wil vandag se kuier saam met jou afskop met 'n storie. Ons jongste seun Kyle, wat nou al 'n jong volwasse man is, was omtrent 'n rondlopertjie toe hy klein was. Veral wanneer ons en sy ouer boet winkelsentrum toe gevat het en dan gemaak ons 'n draai by die Galaxy Games Entertainment Sentrum. Ek weet nou nie of jy dit kan onthou nie. Ons moes hom so dophou, want hy was baie nuuskierig en wou alles gaan besoek en ondersoek tot groot frustrasie en angstigheid van my en Louisa. En dit was juis een Saterdagoggend toe ons 'n mark besoek op 'n golflandgoed. Nou, ons was skaars by hierdie mark en skielik besef ons Kyle is alweer weg. Dit het letterlik gevoel of my hart fisies tot in my skoene geval het. Ek dink wat my nog meer angstig gemaak het, was die feit dat daar 'n groot dam op hierdie landgoed was. En ons het begin soek en roep, Kyle, Kyle. Ons was so desperaat dat ons mense begin vra het. Maar almal het maar net hulle skouers opgelig en gesê, sorry, nee, ons het hom nie gesien nie, jammer. Want ek verstaan, elkeen was maar besig met hulle eie ding en inkopies gedoen daai dag op die mark. Ek was naderhand so desperaat. Ek het begin bid en roep. En na 'n paar minute gevoel soos 'n ewigheid kom Kyle saam met 'n sekuriteitbeampte op 'n golfkarretjie. Aangery met net so 'n groot glimlag op sy gesig. Ek was baie dankbaar, maar ek het dadelik hy 2 seuns aan die hande gevat en gesê, nou gaan ons huis toe. En dit laat my dink, toe God op 'n stadium, en ons lees daarvan soms so in die begin van die Bybel, hoe hy deur die tuin van Eden stap en op soek was na Adam, die mens wat hy gemaak het, met wie hy in verhouding gestaan het soos 'n pa met 'n seun. En hy het geroep, Adam, Adam, waar is jy? En ons lees dat Adam nie geantwoord het nie, want Adam het weggekruip, hy het gesondig, en dit het 'n effek gehad op Adam se lewe en sy vrymoedigheid. Hy was ewe skielik so bewus van homself, hy was skaam, want hy het skuldig gevoel. En natuurlik het dit 'n breuk in die verhouding tussen God en Adam veroorsaak. God het hierdie intimiteit in die verhouding wat hy met Adam gehad het, verloor. En ons sien, dis die storie van die Bybel. Het gaan oor 'n God wat op 'n missie is, wat op soek is na die mens, en om die mens weer terug te kry, wat hy geskep het, om weer in verhouding met hom te leef. En meer as 4000 jaar later, loop Jesus in die strate van Jerigo, en ons sien dat Jesus ook roep, maar hierdie keer roep hy 'n ander naam, Saggeus, Saggeus. Nou, Saggeus was 'n tollenaar gewees, ook genoem 'n hoofstaatsamptenaar van daai tyd, 'n baie ryk man. En hy het gehoor dat Jesus in die omgewing was, en Jesus was besig om in die straat af te kom, moontlik naby waar Saggeus gewoon het. En hy wou seker maak dat hy Jesus sien. En omdat Saggeus 'n kort mannetjie was, het hy toe in 'n boom geklim. Soos Jesus so in die straat afkom, merk Jesus op
vir Saggeus dat hy in 'n boom sit. En Jesus roep hom en sê, Saggeus, klim uit die boom uit, want ek wil vandag by jou huis kom kuier. En daar was klomp ander mense wat ook daar rond gestaan het, en hulle sien toe dat Jesus saam met Saggeus en sy vriende in sy huis ingaan. En hulle was baie kwaad. En ons lees in Lukas 19, hier in vers 10. En ek, die redder, het juis gekom om mense wat verlore is te soek en om hulle te red. Nou hierdie storie van Saggeus bevestig dat die hart van God die Vader is om die mens terug te wen wat verlore geraak het. Die mens wat hy so lief het. En dit is waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Dis die hart wat Jesus kom openbaar het, toe hy by 'n sondige man se huis ingegaan het, en saam met hom gekuier het. Jy sien, Jesus het juis aarde toe gekom, om deel te word van die mense lewe, te kom identifiseer met ons as mens hier op aarde, om te kom na die mens, wat verlore geraak het. En in hierdie storie tel ons die hart van God die Vader op. 'n Hart wat sê, my genade vir die mens, my liefde vir die mens is so groot dat ek my seun stuur, sodat hy sy lewe kom gee vir elke mens, sodat elke verhouding met my herstel kan word, sodat elke mens weer in verhouding met my as God die Vader kan staan. Ek en jy as kerk en volgeling van Jesus moet toelaat dat dit wat God se hart breek, ons harte ook sal breek. En dieselfde liefde wat God vir mense het, sal hê. Hulle wat verlore is, maar hulle wat ook afgedwaal het en nie in verhouding met Jesus leef nie. Baie mense kan deel wees van 'n gemeente en aan 'n kerkdenominasie behoort. Maar dit beteken nie noodwendig dat hulle in verhouding met Jesus elke dag leef nie en hom volg nie. Ek wil jou nooi om saam met ons op hierdie 3 weke reis te kom en toe te laat dat die Here deur die Heilige Gees jou herinner dat hy jou en my uitgenooi het om saam met hom op 'n missie hier op aarde te wees. Om te soek hulle wat geestelik verlore geraak het. Mag die Heilige Gees jou inspireer vandag, sodat jou hart sal vlam vat en jy by mense se lewens betrokke kan raak en hulle help wat glad nie in verhouding met God staan nie, sodat daai verhouding met God die Vader herstel kan word. En dan tweedens, hulle wat afgedwaal het, weer hulle lewe sal belyn met Jesus. Ek wil jou nooi om tyd te prioritiseer en elke dag vir die volgende 3 weke nie net na hierdie video's te kyk nie, maar ook die notas te volg wat onder aan hierdie video's verskyn. Kom aan, word deel van 'n opwindende reis waar ons roeping as volgeling van Jesus uitleef deur elkeen een persoon te bereik vir Jesus hierdie jaar.